Wat is die grootste bewys dat jy God se liefde begin verstaan het? Nie iets is wat jy vir God sê nie, maar hoe jy met ander mense te werk gaan. Geliefde, ons sê baie keer baie dinge oor liefde. Ons praat maklik oor liefde. Ons sê dinge soos ons is lief vir God. Ons sê dinge soos ons is lief vir mense. Ons sê selfs ons is lief vir ons gemeente. Maar Johannes kom en hy kom maak liefde baie meer prakties vir ons wanneer hy skryf in 1 Johannes 4 vers 7. Hy sê, geliefdes, ons moet mekaar lief hê, want die liefde kom van God. En dan 'n paar verse later sê hy, niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, bly God in ons en het sy liefde in ons tot vervulling gekom. Nou Johannes kom sê eintlik iets ongelooflik mooi. Hy sê dat God se liefde word sigbaar wanneer sy mense mekaar lief het. Maar hier is die belangrike deel. Johannes begin nie by ons liefde vir ander mense nie, hy begin by God. Hy sê die liefde kom van God af. En dan in vers 19 vat hy dit in een eenvoudige sin kom vat hy dit saam wanneer hy sê ons het lief omdat hy ons eerste lief gehad het. Ons het lief want God het ons eerste lief gehad en dit verander alles vir my. Christelike liefde begin nie by ek moet harder probeer om 'n liefdevolle mens te wees nie. Dit begin by ek het reeds deur God liefgehê, ek is deur God liefgehê en daarom, voor ek iets reg gekry het, nog voor ek myself kon bewys of voor ek dit kon verdien, het God eerste lief gehad. Hy is die voorbeeld, hy is die bron, hy is die inspirasie. En wanneer daardie waarheid, daai openbaring begin 'n wortel skiet in my hart en in my gedagtes, dan reageer ek eintlik net op dit. Ek reageer op God se liefde en dit is wat ander mense begin raak sien. Want geliefde, jy sien, God se liefde kom na my toe, maar dit is nooit bedoel om by my of by jou te eindig nie. Dit vloei deur ons na ander mense. En dit is waar Christelike gemeenskap regtig anders te begin gelyk. Gemeenskap is nie net, hier is mense waarvan ek hou en met wie ek oor die weg kom nie, hier is my veilig en heilig en net maklik nie. Nee, dit is, hier is mense wat God my leer om lief te hê, soos hy my lief het. Dit beteken liefde is meer as net 'n gevoel. Liefde dis wanneer ons begin raak sien, wanneer ons begin luister, wanneer ons tyd maak vir mekaar, liefde bemoedig, liefde maak tyd vir mekaar, liefde het spasie vir mekaar, liefde dien, liefde sien die persoon raak wat anders so maklik miskyk. En dis hoekom Bybelse gemeenskap doelbewus is. Dis nie iets wat per ongeluk gebeur nie, dis 'n doelbewuste ding. Ons voel nie bloot liefde nie, ons kies telkens weer die weg van liefde elke dag in ons verhoudings, wanneer ons met ander mense te doen kry. So kom ons maak dit super prakties. Dink gou vir 'n oomblik aan die mense wat God reeds rondom jou geplaas het. En wie is daai mense? Wel, eerstens, as jy getroud is dit jou huweliksmaat. As jy 'n gesin het, kinders het, is dit jou kinders, jou familie. En dan is dit jou kollegas, as jy nog bevoorreg is om te kan werk, dalk as jy nie afgetree nie, dalk het jy nog kollegas. Miskien is dit die mense in jou gemeente, jou vriende. En vra dan hierdie eenvoudige vraag, né? Ons maak gou liefde prakties. Vra hierdie vraag: Here, wie kan vandag iets van u liefde deur my beleef? Dalk is dit 'n boodskap wat jy moet vir iemand stuur, iemand wat jy moet bel, 'n WhatsApp wat jy vinnig moet aanstuur. Dalk moet jy vir iemand sê ek sien jou en ek waardeer jou. Dalk moet jy vir iemand sê, hoorie, so ek mis jou. Ek sien jou nie meer nie. Hoe gaan dit met jou? Dalk moet jy net vir 'n oomblik vandag bietjie stadiger beweeg en werklik net na iemand anderste luister, spasie maak vir hulle raak sien. En wanneer ons prakties so begin 'n liefde ontvang wat ons by Jesus kry en begin uitleef teenoor ander mense, dan verander alles. Onthou, die liefde wat ek van God ontvang, die liefde wat jy van God ontvang, word liefde wat ons verander gee. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, so baie dankie vir die begin van 'n nuwe week. Ek bid hierdie week wat vir ons voorlê, 'n week sal wees waar ons werklik sal tyd maak vir ander mense, waar ons intentioneel bewuslik sal begin dink oor die liefde wat u vir ons het, en daai liefde wat nie net ons van binne af buitentoe verander, maar wat begin sigbaar raak wanneer ons dit uitleef teenoor ander mense. Liefde is daar vir mekaar. Liefde maak dat ons mekaar raak sien. Liefde maak dat ons vir mekaar omgee. Liefde maak dat ons stadiger beweeg vir mekaar. En daarom vra ek, Here, hierdie week help my en help almal wat luister dat ons in liefde sal wandel. Ons loof u, ons eer u en ons sê u vir u eerstens dankie dat u ons eerste lief gehad het en daarom kan ons so leer om ander mense ook lief te hê. Ons bid dit alles in die kosbare mooi naam van Jesus Christus. Amen en amen. Geliefde, ek sien julle weer môre. Gaan in vrede. Totsiens.